Welkom by vandag se verkenning. Ons neem jou na Kanamachi, 'n distrik in Tokio wat wel dalk nie op elke toeristekaart is nie, maar wag maar. Dit het 'n ongelooflike ryk geskiedenis en karakter. Ons het 'n hele paar bronne hier voor ons, artikels oor hoe die gebied ontwikkel het, diep geskiedkundige notas oor sleutelplekke soos ou kontrolepunte en heiligdomme en ja, ook gidse na meer onlangse ontdekkings, van tradisionele Japanse lekkers tot, jy weet, unieke koffiewinkels en selfs vintage klere. Ja, presies. Die doel hier is om 'n bietjie dieper te kyk as net die oppervlak. Ons gaan delf in die stories wat Kanamachi gevorm het, van sy strategiese belang eeue gelede tot die versteekte juwele wat jy vandag kan ontdek. Ons probeer so 'n bietjie verstaan wat hierdie buurt laat tik. Klink goed. Die bronne, kyk, hulle neem ons eers terug na die Edo-tydperk. Dit lyk of Kanamachi toe meer as net 'n deurgangspunt was, né? Jy moet onthou, Edo, die ou Tokio, was die shogun se magsbasis. Hierdie kontrolepunte was amper soos die stad se buitenste verdediging. En hierdie een was strategies, regtig strategies geplaas om die Mito-Kaida-roete te beheer en die Edogawa-rivierkruising. So, dit was nie net om, sê maar, tolgeld in te vorder nie. Dit was suiwer sekuriteit. Presies. Sekerheid, ja. Militêre verdediging was een ding, maar dit was ook 'n manier om die beweging van mense en goedere vreeslik streng te reguleer. Daai bekende beleid van iri depo de onna, wat jy rofweg kan vertaal as gewere in, vroue uit, was hiervan krag. Wag, gewere in, vroue uit. Ja, hulle was baie versigtig oor wapens wat die hoofstad binnekom. En net so streng om seker te maak dat vroue, veral die van belangrike families wat as politiese gijslaers in Edo was, nie kon ontsnap nie. 4 beamptes was permanent hier. Dit wys jou hoe ernstig dit was. Sjoe, dit skep nogal 'n prentjie van, wel, baie beheer. Maar die bronne noem iets fascinerends, 'n soort uitsondering op hierdie reëls, veral vir die plaaslike mense. Jy dink seker aan die Yagiri no Watashi veerboot. Ja, dis nogal merkwaardig. Te midde van al hierdie beheer het hierdie klein veerbootjie toestemming gehad om te werk. Maar hoekom? Wel, eintlik heel eenvoudig. Praktiese noodsaaklikheid. Boere het grond aan albei kante van die Edogawa-rivier gehad en hierdie veerboot was, wel, hulle lewenslyn. Dit wys jou 'n interessante pragmatisme van die shogunaat. Ja, politieke beheer was superbelangrik, maar mense moes steeds kon leef en werk, né? En die ongelooflike deel, soos die bronne uitwys, is dat daardie selfde soort veerbootdiens vandag nog bestaan. Wydig nog. Ja, dis die enigste een van sy soort wat oorgebly het op die Edogawa tussen Tokio en Chiba. Jy kan letterlik in 'n houtboot klim en vir 'n paar minute voel hoe mense eeue gelede hierdie rivier oorgesteek het. Dis ongelooflik. En is ook kultureel belangrik. Dit verskyn prominent in daai baie bekende filmreeks Otoko Watsurayo. O ja, ek ken daai reeks. Dis 'n tasbare stukkie lewende geskiedenis, nê? Nee? Absoluut. 'n Seldsame direkte skakel na die verlede. En dit bring ons by 'n ander plek, ook diep gewortel in Kanamachi se geskiedenis, maar meer op die spirituele vlak. Goed, daardie veerboot is 'n wonderlike stuk lewende geskiedenis, maar Kanamachi se diep verlede is meer as net die rivier, lyk dit my. Wat van die spirituele kant is daar plekke wat uitstaan? Die Kusai Jinja is 'n uitstekende voorbeeld. Kyk, dis baie oud. Gestig lank voor die Edo-tydperk in 1185. En dit was eens die hoofheiligdom vir wel iets soos 33 dorpies in die omgewing. Maar die koneksie met Tokugawa Ieyasu is weer eens hier nogal interessant. Reg, vertel meer. Hoe die shogun hier betrokke geraak? Wel, die storie gaan dat Ieyasu die heiligdom besoek het. Hy het toe 'n plaaslike poppekasvertoning gesien. Blykbaar was hy nie soseer beïndruk met die poppe self nie, maar met die musiek wat saamgegaan het, die Matsuri Bayashi, daai tradisionele feesmusiek. Jy weet, met die fluitte en tromme. En hierdie persoonlike smaak van die magtigste man in Japan het toe gevolge gehad. Presies. Ieyasu se reaksie is fascinerend. Dit wys hoe leierskap in daardie tyd nie net oor swaarde en soldate gegaan het nie. Deur hierdie Matsuri Bayashi musiek te ondersteun, hy het glo vir die heiligdom grond gegee en amptelike erkenning. Het Ieyasu eintlik plaaslike kultuur help vorm en, wel, guns gewen.
So dit was amper 'n politieke skuif ook. Ja, 'n stukkie kulturele beskerming as 'n politieke instrument. Dit het verseker dat hierdie musiek oorleef en versprei het. Dis glo ontwikkel deur 'n priester hier, 'n man genoemd Noise Tamaki, en dit het die basis geword vir die Kanto-styl feesmusiek. Vandag is dit selfs erken as 'n ontasbare kulturele eiendom van Tokyo. So vir jou as besoeker, is Kasai Jinja nie net 'n mooi ou heiligdom nie, dis 'n plek waar jy kan dink oor hoe politiek en kultuur mekaar beïnvloed. Die bronne sê selfs dat Ieyasu hier as 'n soort beskermgod vir besigheidssukses vereer word. En daar's 'n Nadehebi-sama, 'n streelslang standbeeld vir geluk. Ja, en as jy gelukkig is, vang jy dalk 'n uitvoering van daai historiese musiek, van goddelike beskerming en historiese figure, na iets heel besonders. Die bronne beskryf 'n baie unieke stukkie folklore en 'n ritueel wat daarmee saamgaan by die Nanzo-in-tempel. Hierdie het my oog gevang in die notas. Die Shibari Jizo, die gebonde Jizo. Die storie daarachter klink soos iets uit 'n ou speurverhaal. Dit draai om Oka Echizin, 'n legendariese magistraat uit die Edo-tydperk, bekend vir sy slim uitsprake. Die storie gaan dat 'n winkelklerk aan die slaap geraak het voor 'n Jizo-standbeeld, jy weet. Jizo is daai beskermende boeddhistiese figuur, en toe is hy beroof. Reg. En ook as 'n oplossing. Wel, hy het beveel dat die Jizo-beeld met toue vasgebind word. Die rede? Die Jizo het sy plig versuim. Hy moes die diefstal gekeer het. Nee, regtig? Dis briljant. En wat was die gevolg? Kyk, die ongewone gesig van 'n vasgebinde godheid het 'n reuse skare gelok. Mense het van oral gekom. En die eintlike dief, oorweldig deur skuldgevoelens en al die aandag wat sy daad nog gekry het, het toe glo beken. Dis 'n fantastiese storie, al is dit dalk net 'n legende. Maar wat regtig merkwaardig is hoe hierdie legende 'n lewende tradisie geword het. Die bronne beskryf 'n Jizo-beeld by Nanzo in daarna by Mizumoto Park, wat letterlik toegebind is onder la toue. Ja, die ritueel het pos gevat. Mense gaan soontoe met 'n wens vir beskerming teen diefstal, natuurlik, maar ook vir enige ander soort versoek. Gesondheid, geluk, liefde. Hulle bind dan 'n tou om die Jizo. Die idee is dat die Jizo wat self vasgevang is, jou probleem verstaan en sal help. En as die wens waar word? Dan keer jy terug en maak een van die toue los. Dis 'n ongelooflike voorbeeld van hoe volksgeloof ontwikkel en 'n fisiese, amper deelnemende vorm aanneem. Dis fascinerend. Die bronne noem ook 'n jaarlikse seremonie op Oujaarsaand, die Nawahodo Kuyo. Ja, dan word al die ou toue afgehaal en verbrand. Dit simboliseer die wegneem van die ou jaar se probleme. Dan begin die proses weer van voor af. Dit klink na 'n ongelooflike gesig. Definitief 'n Kanamachi spesialiteit. Van geluk soek by 'n gebonde standbeeld tot die vervulling van 'n ander soort begeerte. Die bronne wys Kanamachi het ook heelwat te bied vir die smaaksintuie. Waar begin ons met die eetgoed? Kom ons begin met die tradisionele. Daar is Ibisode Saika Honten. Dis 'n baie ou gevestigde wagashi-winkel. Wagashi, daai tradisionele Japaniese soetgoedjies. Presies, ja. Dikwels gemaak met boontjiepasta en rysmeel. Hierdie winkel is veral bekend vir sy dorayaki. Daai pannekoekagtige goedjies met die rooi boontjie pasta binne-in. Die bronne sê hulle het 'n spesiale een, die Mangan Dorayaki. Mangan beteken vervulde wens. Dis 'n direkte knipoog na die Shibari Jizo waaroor ons net gepraat het. Dis reg, ja. Hulle gebruik glo spesiale Atsuki-bone van Hokkaido. Daar's ook 'n skaarser een, Miyuki met haskap bessies, wat blykbaar blitsvinnig uitverkoop. Dit klink na 'n plek met diep plaaslike wortels, regtig autentiek. Dit is die manier waarop hulle plaaslike legendes in hul produkte invleg. Dis deel van die bekoring. Maar Kanamachi is nie net tradisioneel nie. Daar's ook nuwer plekke wat aandag trek. Soos koffie. Ek sien hier notas oor Bicycle Coffee Tokyo. Dis interessant, 'n tak van 'n Amerikaanse maatskappy, is dit nie? Korrek, van Oakland, Kalifornië. Hulle fokus op organiese, direk verhandelde koffie. Die kafee in Kanamachi is reg langs die Kisei Kanamachi spoorlyn. Blykbaar kan jy by die venster sit en die treine dophou.
'n gunsteling tydverdryf vir baie in Japan. Lekker. En hulle het ook unieke drankies, soos 'n espresso remoene. Dis espresso gemeng met plaaslike gebottelde remoene, daai klassieke Japanse limonade met die albaster in die bottelnek. Dis 'n lekker mengsel van internasionaal en plaaslik. En vir diegene wat meer van gebak hou? Dan noem die bronne Kashianook. Dis 'n bakkery wat relatief onlangs in 2021 oopgemaak het. Hulle bied 'n wye verskeidenheid gebak van suurlemoenkoek tot beskuit. Die naam Nook klink nogal gesellig, né? 'n Knusplekkie. Ja, dit klink so. En dan iets heeltemal anders, 'n vintage klerewinkel. Urchin. Dit klink na 'n regte skattejagplek. Ja, die beskrywing sê dis 'n winkel wat regtig die eienaar se persoonlike smaak weerspieël. Propvol unieke vondste, van ware ou vintage tot meer onlangse tweedehandse modeskatte en selfs goed soos anime-teemde. Blykbaar een van min sulke winkels daar in die omgewing. So, dis 'n bestemming vir mense wat iets uniek soek. Dis 'n goeie oorsig van die verskeidenheid van eeue-oue soetgoedtradisies tot moderne koffie- en niswinkels. Dit bring ons by 'n laaste punt in die bronne. Moderne landmerke wat ook kulturele betekenis gekry het. Jy praat seker van die Kanamachi watersuiweringsaanleg se inlaattorings by die Edogawa rivier. Veral daai een met die spitshoekie. Presies. Funksioneel is dit net deel van die stad se waterinfrastruktuur, gebou in 1941, maar hoe het dit 'n ikoniese beeld geword? Wel, weer eens populêre kultuur. Hierdie torings het gereeld in die agtergrond verskyn in daai Otokona Watsurayo films, wat so sterk met die Katsushika wijk geassosieer word. O ja, natuurlik. En hulle was ook te sien in die Kochikame manga en anime, nog 'n baie bekende reeks wat in hierdie area afspeel. Deur hierdie konstante blootstelling het hulle amper simbole geword van Kanamachi en die breër Shitamachi, daai tradisionele werkersklas buurtatmosfeer. So vir aanhangers van daai reekse is 'n besoek aan die rivierfront om hierdie torings te sien amper soos 'n pelgrimstog. Dis fascinerend hoe alledaagse strukture soveel betekenis kan kry. Dit wys net hoe kultuur ons persepsie van plekke vorm, en dit sluit aan by die groter prentjie van Kanamachi vandag, 'n plek wat steeds daardie historiese en kulturele egos dra, maar ook, jy weet, sigbaar verander. Die ou Kanamachi, bekend vir landbou soos die Kanamachi Raap en ou inkopiestrate, bestaan nou sy aan sy met groot nuwe ontwikkelings. Impak van die Tokyo Universiteit van Wetenskap se kampus wat hier is. Presies. Hierdie nuwe elemente bring verandering, nuwe energie, 'n ander soort demografie na die area. Dis hierdie spanning of dalk eerder samekoms tussen die ou Shitamachi gevoel en die moderne ontwikkeling wat Kanamachi vandag so interessant maak. Jy sien die laag van geskiedenis en die tekens van transformasie reg langs mekaar. So, om op te som, Kanamachi bied 'n merkwaardige reis. Jy kan begin by 'n Edo-tydperk kontrolepunt, die gees van die shogunaat voel, dan 'n eeue-oue veerbootrit neem. Jy kan spirituele plekke besoek met direkte bande met historiese figure en wel unieke volksrituele ervaar. En tussendeur kan jy smil aan tradisionele lekkers wat na plaaslike legendes vernoem is, moderne koffie drink met 'n uitsig op treine of unieke klere opspoor. Alles onder die wakende oog van daai ikoniese watertorings. Dit skets 'n prentjie van 'n beerd met diep wortels, 'n sterk eie identiteit, maar wat ook duidelik besig is om te ontwikkel, ja. Dis juis hierdie mengsel wat dit so lonend maak om te verken, vir iemand wat wel dieper wil kyk as die gewone toeristengidse. En dit laat 'n interessante vraag vir jou na, né? Soos Kanamachi aanhou verander, met nuwe winkelsentrums en die universiteit wat groei. Hoe bewaar 'n plek sy unieke karakter? Hoe balanseer jy vooruitgang met die beskerming van daai tasbare geskiedenis en daai spesiale Shitamachi-atmosfeer wat ons vandag aangeraak het? Dis iets om oor te pyns, né? Nie net vir Kanamachi nie, maar vir enige plek wat jy sien ontwikkel. Dis 'n goeie punt. Dankie dat jy saam met ons hierdie fascinerende hoekie van Tokio verken het. Tot volgende keer.